Het jy al ooit dubbelvisie in jou lewe beleef? Dubbelvisie, of soos wat dit in die mediese term bekend staan as diplopia, gebeur wanneer daar een voorwerp voor jou verskyn, maar jou oë sien eintlik twee voorwerpe voor jou. En diplopia of dubbelvisie kom in verskillende forme voor en daar is ook 'n groot verskeidenheid redes hoekom jy dubbelvisie sal hê. Een van die redes is as gevolg van die struktuur van jou oog. Oogsiektes kan dit veroorsaak en selfs neurologiese probleme kan veroorsaak dat jy dubbelvisie beleef of diplopia, soos wat dit in die mediese term bekend staan. En ons is baie keer geneig om aan dubbelvisie te dink as 'n negatiewe ding. 'n Ding wat nie vir ons baie lekker is nie. 'n Ding wat ons disoriënteer en kan verwar. Want dubbelvisie kan partykeer selfs veroorsaak dat ons duiselig voel of dat ons naar voel. Maar ek wil vandag jou 'n bietjie anders laat dink oor dubbelvisie. Een van die grootste teoloë van die 20ste eeu is verlede week oorlede. Sy naam is Walter Bregeman en hy is op die 5de Junie, donderdag die 5de Junie 2025 oorlede op die ouderdom van 92 jaar. En Walter Bregeman was 'n baie produktiewe Oud-testamentiese teoloog. Hy het so baie gepubliseer en hy het self so onlangs as die 14de Mei 2025 het hy sy laaste artikel gepubliseer aanlyn, 'n baie fascinerende artikel. Maar een van die grootste werke waarvoor Walter Bregeman bekend sal wees, is sy boek wat hy in 1978 geskryf het en gepubliseer het. Die boek se naam is The Prophetic Imagination, of soos wat ons dit in Afrikaans sal sê, die profetiese verbeelding. En in hierdie boek van Walter Bregeman het hy ons 'n bietjie anders laat dink oor die Oud-testamentiese profete. Ons het altyd gedink dat die Oud-testamentiese profete eintlik die toekoms vir ons probeer voorspel. Dat hulle vir ons probeer sê wat alles in my en jou toekoms vir ons gaan voorlê. Wat selfs in die volk Israel se toekoms vir hulle te wagte kan wees. Maar, sê Walter Bregeman, dit is nie die rol wat die Oud-testamentiese profete gehad het nie. Hulle was nie toekomsvoorspellers nie, hulle was eerder waarheidpraters. En wat Walter Bregeman sê is, dat die Here hulle eintlik geseën het met 'n gawe van dubbelvisie. Aan die een kant kon die profete die harde werklikheid van die wêreld voor hulle sien. Hulle kon die wêreld in sy skoonheid sien, maar ook die wêreld in sy gebrokenheid. Dit aan die een kant. Aan die ander kant kon hierdie profete, en dit is waar die dubbelvisie dan nou inkom, hulle kon ook die moontlikhede raak sien van hoe die wêreld kan wees, daar waar die Here regeer, daar waar die koninkryk van God 'n realiteit is. En uiteindelik dink ek het Walter Bregeman vir ons as gelowiges probeer sê, dat die Here vir my en jou ook so 'n dubbelvisie probeer gee het. Ek en jy is ook geroep om profete te wees. Ek en jy is ook geroep om die harde werklikheid van die skoonheid van hierdie wêreld en ook die gebrokenheid van hierdie wêreld te sien aan die een kant, maar ook om aan die ander kant raak te sien hoe hierdie wêreld kan lyk wanneer die Here regeer, daar waar die koninkryk van God sigbaar uitgeleef word tussen mense. En die vraag wat ek dan nou vir myself wil vra, hier waar ons eintlik Walter Bregeman se dood herdenk, hier waar ons van hom afskeid neem, op 'n baie klein manier in hierdie video van ons, wat ons vandag hier kyk. Die vraag wat ek dink Walter Bregeman vir my en jou sal wil vra is, het ek en jy daardie dubbelvisie? Kyk ek en jy met daardie profetiese dubbelvisie, met geloofsdubbelvisie? Is ons geneig om net een deel van hierdie wêreld raak te sien? Sien ons net die gebrokenheid en die skoonheid van hierdie wêreld raak? Lewe ons met ons oë net op die harde werklikheid wat voor ons oë afspeel? Want dan is dit te verstaan dat soveel mense in ons wêreld sonder hoop leef. Dat soveel mense nie lewe met 'n hoop op iets beters nie. Dat hulle sê, hierdie is maar al wat daar is en daar is niks beter nie. As ons met 'n enkel visie leef van hierdie harde werklikheid is die enigste werklikheid, dan is daar vir ons niks beter as net hierdie wêreld nie. Maar aan die ander kant, sê Bregeman, is dit ook gevaarlik om net met ons oë gerig op die koninkryk van God te leef, om net te dink dat dit die enigste werklikheid is, want dan sal ons nie die nood raak sien wat voor ons oë elke liewe dag afspeel nie. Want dan sal hierdie wêreld en die klimaat van hierdie wêreld en die skepping vir ons niks saak maak nie, want ons sal sê, ag, hierdie dinge kan maar verdwyn, want dit gaan in elk geval verdwyn. Die hiernamaals is al wat vir ons belangrik is, die pie in the sky when we die. Dit, sê Bregeman, is ook gevaarlik. Nee,
om hierdie balans te hê, om hierdie dubbelvisie te hê, hierdie geloofsdubbelvisie, dit is wat saak maak, hierdie profetiese visie, dit is wat saak maak. En hy roep vir my en jou, maar meer nog, hy sê die Here roep vir my en jou tot hierdie visie. En mag ons hierdie visie elke liewe dag in onsself ontdek, om die harde werklikheid wat voor ons oë afspeel raak te sien, maar om ook met die hoop te leef dat daar meer is as net dit wat ons hier sien. Die koninkryk van God is 'n werklikheid. Hemelvader, dankie dat U ons seën met 'n profetiese dubbelvisie. Vader, help ons om dit in ons harte te ontdek elke liewe dag, om nie net met 'n enkel visie te leef, 'n enkel visie op die werklikheid voor ons, of op U werklikheid, Here, maar help ons om beide in spanning met mekaar te hou, om albei raak te sien. Want Vader, dan sal ons ietsie van U werklikheid in hierdie wêreld ook uitleef. Vader, ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag kosbare tyd saam met my spandeer het. Ek en jy sien mekaar DV gou weer.